oor hoe vind ons ware geluk? Hoe lyk dit? Verlede week het ons gekyk na Paulus se storie en hoe Paulus ware geluk gevind het en hoe dit sy dryfkrag was, sodat maak nie saak wat met hom gebeur het nie, dat hy nog steeds kon kans sien. En vandag gaan pastoor Kobus aangaan, hy is daar van AGS Wilrow Park af, en hy voel vir my soos een van my paas, ek wil hom nie eers voorstel nie, want hy voel vir my soos familie, maar hy is vanmôre hier, en hy gaan net 'n ander deel van ware geluk met ons share, en ek is so opgewonde. Pastoor Kobus, jy is so welkom, en net voordat ons begin, wil ek net graag vir jou gebed doen, dat die Here jou werklik op 'n besonderse manier gebruik vanmôre. Vader, ons is vanmôre hier, Here, om aan u woord te luister, en vanmôre het ons het 'n meer boetie in Christus, wat vanmôre saam met ons hier is, en saam met ons kom bedien, en saam met ons kuier, en ons bid, Here, dat u hom vanmôre op 'n powerful manier sal gebruik, Here, dat elke woord wat uit sy mond uitkom, nie van homself af sal kom nie, Here, maar van u af sal kom, en ek bid vir ons, Here, wat die woord ontvang, mag ons ore oop wees, mag ons harte oop wees, om werklik die woord te ontvang, en deel te maak vir ons lewens. Here, mag u hom bless, mag u sy lippe salf, en Here, dankie, dat dit 'n powerful boodskap gaan wees, in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Amen. Pastoor Kobus, soos die Here jou lei. Goeiemôre. Ja, dit klink so 'n bietjie of hier 'n paar mense is vanmôre. Ek is bly om hier by julle te wees. Baie dankie aan François en die bestuursraad van Florida Park vir die uitnodiging. Waardeer dit. Ons is bure, maar soos wat François vanmôre gesê het, hy na my kyk, wil ook sê, dis my seun. Ek het hom geleer ken as my seun. Ek het aanvanklik, toe kom die eerste keer sien, ons het so 'n fellowship van pastore, so een keer in 'n kwartaal, ons probeer bietjie meer male by mekaar kom, en ons in die somer begin, en hier kom hierdie jong man met die deurmekaar hare en die kortbroekie aangestap. En ek dog by myself, wat 'n vreemde spesies is hierdie? Maar nou ja, toe ons mekaar leer ken, toe het ek vir hom lief geword, en ek waardeer dit om hier by jou te wees, François. Baie dankie vir die uitnodiging. Ek gaan met jou praat oor die gedagte geluk wat bly. Daar is hy met die skriflesing Handelinge 16, interessant. Jy sê jy het oor Paulus gepraat, vanmôre gaan ek ook verwys na Paulus, en ons nie eers verder met mekaar gepraat nie, want die eerste keer toe jy vir my sê, dis die tema, en ek sien die e-pos wat hy skryf vir Caitlin, en wat sy vir my aanstuur, sê vir my, ons preek gewoonlik so 20 minute, miskien 30 minute, nou myself, ek sal dan nou iets moet doen om by 20 minute te bly, jy weet. Ons ouer pastoor is lange asems, jy weet. Baie jare geoefen, ons weet wat om te ek spot. So, jy kan maar by jou horlosie bly, jy hoef nie na die kalender te kyk nie, hoor. Maar ja, geluk wat bly, en ek gaan vir ons net hierdie enkele paar verse gou lees. As jy saam met my wil lees, jy baie welkom, ek lees vir jou uit die 83 vertaling van die Bybel, of die ou, of soos ons in die algemene spreektaal sê, die nuwe vertaling van die Bybel. In hierdie gedeelte sê hy dit: die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Ek dink as ons vanmôre die vraag sou vra, wat maak jou bly? Wat dink jy wat vir jou geluk sal bring vandag in die lewe vorentoe? Wat 'n ervaring, wat 'n gebeurtenis of wat 'n ding in die lewe gaan vir jou gelukkig maak? Dan dink ek, ons gaan soveel definisies en redes kry soos wat daar mense is vanmôre. Want elkeen van ons het 'n eie definisie oor dit wat my gelukkig maak of gelukkig sal maak. Party sal sê, my man, my vrou maak my gelukkig. Ander sal sê, my kinders en nog ander sal sê, my kleinkinders. Daar sal ander wees wat miskien sal sê, ek is so gelukkig in my werk. Ek is gelukkig met my nuwe huis of my nuwe motor. En dan natuurlik, almal van ons sal vanmôre ook kan
identifiseer met Wyla, Lukas, Marie en sê, ja, ek sal ook gelukkig wees met 1 miljoen rand. So ons het almal 'n sekere kwalifikasie of 'n sekere definisie van dit wat geluk in my lewe sal bring. En sekerlik is daar nie fout daarmee om sekere redes te hê wat jou gelukkig sal maak nie. Dit is belangrik dat ons geluk in die lewe sal vind. Jy moet gelukkig wees in jou werksplek, want dink hoe ongemaklik sal dit wees en hoe 'n stryd sal dit wees as jy elke môre moet opstaan en na 'n plek van werk toe gaan waar jy nie gelukkig is nie. Jy moet gelukkig wees by jou huis. Want dit is die plek waar jy kans kry om te ontspan en jou batterye te herlaai. En as jy nie geluk in 'n huwelik is tussen 'n man en vrou of in 'n gesin met pa en ma en kinders nie, dan is daar fout in daardie huis. Nou, is op dat ek praat nie van skoonmaats nie, né? En so kan ons aangaan en ons kan honderde redes aanvoer van dinge, ervarings wat ons gelukkig sal maak. Maar een ding wat ek opgelet het in my voorbereiding van hierdie boodskap en het ek teruggedink aan so baie gesprekke wat ek gehad het met mense in al die aantal jare wat ek in die bediening is, rondom goed wat hulle gelukkig maak, het ek dit my opgeval dat meeste van die goed wat ons gelukkig maak, is goed wat ons kry of wat ons verdien. Met 'n ander woorde, dinge wat van buite afkom, eksterne dinge wat ons gelukkig maak. En toe ek dit ontdek, toe dink by myself, Here, maar wat van intern? Wat sal ons gelukkig maak intern? Want hoe kan ek gelukkig wees, of kan so 'n persoon gelukkig wees, as hy nie iets kry nie? Wat maak jy as jy nie iets kry nie? As jou geluk suiwer daarvan afhanklik is. Ek dink spesifiek aan hierdie gedeelte wat ek vanmôre vir jou gelees het, van Paulus en Silas in die tronk. Nou, hulle is onskuldig in die tronk. Hulle het net die werk van die Here gedoen. Hulle het 'n vroutjie bevry wat 'n demoniese gees gehad het, en nou beland hulle in die tronk. Maar nie net sommer in 'n gewone tronkie, hulle is in C-Max. Hulle is in die super sekuriteitsgevangenis. Hulle voete is houtblokke, daar's wagte aangestel om na hulle te kyk, asof hulle nou sulke gevaarlike misdadigers is. Uiteraard sal 'n mens sê, maar dis 'n geleentheid om ongelukkig te wees. Dit is 'n rede om regtig waar nou jou toys uit die kot uit te gooi. Maar hierdie twee doen dit nie. Middernag, juist die donkerste tyd van die nag, begin hulle God te loof en te prys en sing hulle tot eer van die Here en word hulle geluk weerspieël in dit wat hulle doen. En ons sien in hierdie geval, die tronk word nie meer die bron van bekommernis en vrees en ongelukkigheid nie, maar dit word die simbool van vreugde en geluk in hulle lewe. En toe wil ek dit lees sê, Here, hoe kon hulle dit regkry? Wat het hulle gehelp? En die eerste ding wat hulle en hulle twee gedoen het, en ontdek het, is dit, hulle was innerlik gemotiveerd. Dit is so, dat ons as mense word op twee maniere gemotiveer in lewe, of innerlik of ekstern. Goed wat ons gelukkig maak, goed wat ons laat aangaan, dinge wat ons motiveer om vir die Here te bly werk, of vir iemand iets te doen, word deur hierdie twee komponente beheer. Hierdie twee was innerlik gemotiveer. Dit het nie vir hulle saak gemaak waar hulle bevind nie. Dit het nie vir hulle saak gemaak hoe lyk hulle omgewing al op daai stadium is nie, want hulle was nie gemotiveer om die Here te dien deur eksterne goeders nie. Hulle was gemotiveer deur hulle liefde vir die Here. Ons lees dit in die woord van die Here. Dis belangrik dat ons dit moet doen. Jakobus, kom skryf vir ons dit in Jakobus 1:25 en hy word vir jou hier agter opgegooi. Jakobus 1:25. Hy sê in die nuwe vertaling: maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. 'n ander vertaling wat vir my so kosbaar is, die boodskap. Ek weet nie of daar iemand daar agter wat dit opgooi nie. Die volgende skyfie wat die skrifte opgooi. Is hy daar? Lees saam met my hierdie ene die boodskap uit. Hoe anders is dit nie met iemand wat moeite doen om alles van God se wil te leer nie.
deur na die wil van God te luister, word jy mos vry van al die slegte dinge wat jou lewe so deur mekaar kan krap. Iemand wat so ernstig in God se wil belangstel en dit wat hy daar hoor ook gaan doen, het die ware geluk en sin van die lewe ontdek. Jakobus kom sê, as jy gelukkig wil wees in die lewe, moet jy die wil van die Here soek in alles wat jy doen, en dan moet jy ook daardie wil uitlewe. Jy moet dit doen wat die Here wil hê jy moet doen. Jy moet nie teen die wil van God gaan nie, want dan gaan jy nie geluk in jou lewe vind nie. Dit is wanneer jy dan innerlik gemotiveer word, so wat met Paulus en Silas gebeur het. Jy sien, Paulus en Silas het geweet hulle moet daar wees in Macedonië. As jy die vorige paar verse van Handelinge 16 gaan lees, op 'n stadium wou hulle graag Asië toe gaan en toe later Bithynië toe, maar die woord van die Here sê vir ons, die Gees het hulle verhinder. Gekeer dat hulle sin toe gaan. En toe in die nag kry Paulus 'n gesig, 'n droom van 'n man, 'n Macedoniese man wat vir hom sê, kom help ons. En op daai oomblik het hulle gevoel in hulle hart en hulle gees, die Here wil hê hulle moet na Macedonië toe gaan. En toe kom hulle in Macedonië, maar die Here het hulle sin toe gelei. En hulle beland in die stad Filippi en daar begin hulle kerk te hou en dis waar hulle hierdie vroutjie bevry van die demoniese gees en uiteindelik beland in die tronk. Nou vra jy vir jouself, is dit hoe die Here werk? Dat ons partykeer in sulke omstandighede moet kom? Ja. Ons kan nie altyd verstaan hoekom ons sekere dinge moet deurgaan nie. En ek verstaan julle het op hierdie stadium so 'n bietjie 'n moeilike tydjie agter die rug in die gemeente, maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie daarteen vaskyk nie, François. Moenie laat daai goeters jou motivering wees nie. Motiveer en laat jou motivering steeds die Here wees en dit wat die Gees van die Here elke dag vir jou sê en jy sal voortgaan. Ek weet ek kan praat na 35 jaar in die bediening. En na 3 gemeentes wat ek en my vrou moes hanteer 'n paar jaar gelede, waar die vorige pastore verhoudings gehad met sekretaresse en uitgevang is, en dan kom jy in daai situasie en weet jy wat is die gevolg? Jy as pastoor is onbetroubaar. Jy kan nie na die pastoor luister nie. Kyk, hulle is almal so. En ons moes dit deurleef en dit doen. In ons eie eerste eie gemeente wat ons gehad het, en 2 daarna, 3 gemeentes wat dit gebeur het. Uiteindelik beland ons in 'n gemeente waar die vorige pastoor nou nie kwaadstreke gedoen, maar hy is dood. Aan 'n hartaanval op 42. Weet jy hoe is dit om te veg teen 'n held? Want kyk, as mens wat, daar's nie so groot held soos 'n ou wat dood is nie. Dan sê mos alles wat wonderlik en groot is, maar by die huis was hy duiwel van self. Maar die Here het ons gehelp. En 18 jaar later kan ons terugkyk en sê die Here het vir ons in 18 jaar steeds bly help. En ons het gesien mense kom en mense gaan. Ek onthou dit toe ek so in die beginjare in die gemeente was, praat ek met 'n pastoor oor die geweldige wisseling van mense, want in die eerste 2 jaar in daai gemeente het ons 600 lidmate verloor. Wow, 600. Maar weet jy wat? Die Here stuur toe hulle almal terug. Nie hulle nie, maar ander in hulle plek. Maar ons is nie gefokus op die eksterne goeders nie. Ons gefokus op dit wat die Here wil hê ons moet doen. Hy het vir ons met 'n spesifieke boodskap gestuur. Maar hierdie pastoor sê vir my, hy sê Kobus, man, ek wil vir jou vandag sê, moenie bekommerd wees nie. Hy sê die kerk hier in Rodepoort is soos 'n groot akwarium. As jy lank genoeg stil staan by een venster, swem al die visse by jou verby. En dit is die waarheid. Dit is die waarheid. En ek het geleer om die visse te waardeer. Hulle lyk nie almal dieselfde nie. Party is mooi skraal en lank, ander is bietjie rond en kort. Maar hulle swem almal by jou verby en jy waardeer elkeen wat verbykom. En dis wat Paulus en Silas gemaak het. Hulle het in hierdie tronk gesit en hulle het geweet ons moet hier wees. Dis waar die Here wil hê ons moet wees en dis waar die Here ons sal help en daarom kon hulle 'n loflied sing. En geliefde in die Here, dis wat ons deur laat gaan en dat deurdruk in stryd en probleme is, wanneer ons weet ons moet op 'n sekere plek wees, die Gees van die Here het ons so toe gelei, dis wat hy wil hê ons moet doen, en dis waar hy ons bestel het om te wees, dan kan jy deurdruk, want die verantwoordelikheid lê op die Here om jou in oorwinning te stuur. En hierdie 2 mense, Paulus en Silas, het 'n heerlike kerkdiens binne in die tronk.
En dit is vir my so wonderlik, die woord sê, en die gevangenes het na hulle geluister. Mense hoor wat jy sê, mense hoor wat jy dink daar in jou binnekamer. Baie keer dink ons praat met iemand vertroulik. Nee, lê dit daar buitekant. Mense hoor, maar wat hoor hulle? Het is nie verkeerd wat mense hoor nie, maar hulle moet hoor van die grootheid van God, van die goedheid van God. Hulle moet hoor van jou blydskap en jou vreugde en jou geluk in die Here. Dis waarvan hulle moet hoor. Nie vir al die negatiewe goeders nie. Paulus en Silas het geweet, hier moet ons weer, die Heilige Gees het ons hier gelei. En die Heilige Gees sal ons versterk. En die Here sal ons hier uitvat. En daarom sing ons 'n loflied tot eer van die Here. Die grootste probleem hoekom mense hulle geluk verloor in die lewe, is omdat hulle te veel fokus op die eksterne goed in hulle lewe, te veel fokus op die eksterne goed en hulle te afhanklik raak van die eksterne dinge om hulle gelukkig te maak, in plaas van om te fokus op die innerlike verhouding met die Here. Wanneer ek hier begin fokus op die innerlike verhouding met die Here, dan gaan ons 'n wonderlike ervaring met die Here hê. En dit is 'n goeie voorbeeld in die woord. Ek dink aan koning Saul van Israel. Hy was baie gelukkig met Dawid, wat teen die reus wil gaan veg. Al was hy 'n seentjie van 17 jaar oud. Was hy baie gelukkig. Hy was nog meer gelukkig toe Dawid die reus verslaan en Israel 'n oorwinning behaal oor die Filistyne. Maar toe hy en Dawid terugkom by die stad en die vrouens bekom uit, hulle sing 'n lied, hulle gee meer eer aan Dawid as aan hom, toe sink sy geluk net daar. En word hy 'n vervolger van Dawid vir die res van sy koningskap. En verloor hy die salwing van die Here in sy lewe. En geliefde, dis wat gebeur. Vlees vervolg altyd die salwing van die Here. En daarom steur ek my nie daaraan. Aan mense se stories en goed wat hulle sê, hulle kan liewer van my praat. Ja, ek gee nie om dat hulle van my praat nie. Ten minste het hulle goeie onderwerpe oor te praat en hulle los ander mense uit. So het pla my nie as hulle van my praat nie. Ek en my vrou het jare terug al geleer en ons ry daardeur asof ons op pad is op vakansie. Saul verloor sy koningskap omdat hy eksepsie geneem het oor die eer wat die vrouens gegee het vir Dawid. Maar hy vergeet, hy was te bangbroek om teen die Goliat te gaan veg. Hy het saam met die manskappe weggekruip. Hy is die koning, hy moes die leier wees. Hy het nie leierskap getoon nie. Maar hier kom Dawid, seentjie met rooi gesiggie. Hy kom kyk het hoe gaan met sy broer, sy pa stuur hom met 'n bietjie padkos. Hy sê, maar ek is bereid om teen daai man te veg. En hy behaal die oorwinning. En dit is wat gebeur wanneer mense ongelukkig raak in die lewe. Wanneer hulle te veel fokus op eksterne goeders, te afhanklik raak van eksterne komponente of eksterne ervaring om hulle gelukkig te maak. Ek en my vrou stap nou al 11 jaar met die verlies van ons dogter. 16 jaar oud, pragtige kind van die Here. En motorongeluk, nie eers deur die motorongeluk dood nie, maar deur nalatigheid in die hospitaal. En daai goed moes ons deurworstel, maar van die begin af het ons vir onsself gesê, ons gaan nie daarby vassteek nie. Eksterne goed gaan nie ons lewe vorentoe bepaal nie. Gaan nie ons werk bepaal nie. Gaan nie ons motiveer om te bly sit nie. Dit gaan ons motiveer om aan te gaan. Want ons het verantwoordelikheid gehad, ons nog 'n seun wat die Here op daai stadium baie nodig gehad het. En weet jy wat? Die Here het ons deurgedra. Ja, ons mis haar baie. Veral Lois Salah, dis haar maat gewees, dis haar vriendin gewees. Sy mis haar baie. En ons sal baie keer praat oor haar. Hy ons weer 'n slag en dan gaan ons weer aan. Weet jy wat? Want ons word nie daardeur gemotiveer nie. Ons word gemotiveer deur die feit dat ons die voorreg het om eendag haar weer te gaan sien. Ons hou vas aan die woord van die Here. So, dis wat hierdie twee gemaak het. Hulle was innerlik gemotiveer. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nie aangaan en dink jy gaan 'n oorwinnaar wees in die Here as jy nie bly by die plek om innerlik gemotiveerd te word deur jou verhouding met die Here, deur konstant sy woord te bestudeer, toe te laat die Gees van die Here jou inspireer en aanwakker, al gaan jy deur watse probleme en stryd. Onthou, daai goed is karakterbouers.
en dit laat jou aangaan. En laat jou deurdruk. 'n tweede beginsel wat hulle toegepas het. Hulle het 'n oop hand en hart gehad. Hierdie twee manne. Daar's een beginsel wat soos 'n goue draad deur die woord van die Here loop. En van Genesis tot en met Openbaring. En dit is, as jy iets in die lewe wil hê, moet jy leer om saad te gee daarvoor. As jy liefde wil hê, moet jy leer om liefde te saai. As jy respek wil hê, moet jy leer om respek te saai. As jy geluk en vreugde het, moet jy begin leer om geluk en vreugde te saai. Waar jy ook al beweeg, begin dit te saai. Vat jouself, toets jouself. Môreoggend as jy instap in die huisbak by die werk, weet hoe lyk 'n huisbak? Almal staan, ewe skielik is hulle die grootste huisbak inspekteurs, né? Hulle kyk oral rond, wat gaan op die vloer en oral. Jy stap en jy sê, "Goeiemôre, hoe gaan dit?" Hulle sit vas soos twee katte hier teen die muur, jy weet. Wat gaan nou aan? Probeer dit. Jy gaan dit die tweede môre doen, die derde keer weer doen, gaan hulle vir jou ook sê, "Môre." Miskien is 'n bietjie styf, maar nie lank nie, dan gaan hulle ook vriendelik groet. En nie lank het jy 'n gesprek in die huisbak, as jy nie meer 'n inspekteur nie, maar is jy daar besig met 'n fellowship, 'n interaksie met mense. Dis wat 'n mens moet leer om te doen. En dit beteken, jy het 'n oop hart en 'n hand vir die werk van die Here. Jesus het self vir ons kom sê in Lukas 6:38, waar hy sê, "Gee en aan jou sal gegee word." 'n Goeie maat wat ingedruk is, ingeprop is, wat oorloop, sal die Here vir jou gee. Want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. God self het hierdie beginsel ingestel en het gedemonstreer, want hy het sy seun gegee. Hy het sy beste gegee sodat die wêreld gered kan word. Ons ken daai teks in Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy enige gebore seun gegee. Hoekom? Sodat hulle gered kan word. Niks in hierdie lewe begin sonder saad nie. As ek en jy iets in die lewe wil doen, moet jy saad saai daarvoor. Ek het op 'n plaas groot geword. En ek het verlang in die platteland in 'n plaasgemeenskap bedien, Tabazimbi area. En ek het daar geleer, as jy 'n oes wil hê, moet jy saad in die grond sit. Help nie jy die beste saad in jou lewe gekoop, maar hulle staan in die stoor nie. Hulle moet in die grond kom voor hulle kan vrug dra. En dieselfde met jou en my. Enige ding wat ons begin. Ons almal wat getroud is vanmôre, het iemand net sommer op 'n plek gedoen en sê, "Ek vat jou nie." Dan gaan dit wees soos daai klere gesê, "Dis nie sommer vervat nie." Nee, daar het 'n dag gekom wat jy die saad van liefde in mekaar se lewe gesaai het. En dit het vir jou gemotiveer en gesê, "Yes, ek wil jou in my lewe hê. Ek wil met jou getroud wees." Maar daai dag gekom, alles in die lewe begin met saad. Saad wat weggegee word. En die grootste suurknolle in die lewe, hulle ken ons groot sneeu. Hulle ken ons daai suurknol. Jy kry hulle in die kerk, veral in die kerk, ja. Oupa was ou knol. Pa is groot knol. Boetie is klein knol en dan kry jy nog vir junior knol. Alles maak hulle ongelukkig. Hulle kla oor alles. Daai goeders kry jy in die kerk. Weet jy wat, gee hulle net liefde en ry verby. As hy wil 'n knol bly, het hy 'n knol bly. Jy word die wonderlikste blom wat die vreugde en die genade van God demonstreer. 'n Goeie voorbeeld van hierdie beginsel van saai en maai, kry ons die lewe van koning Dawid en sy seun Absalom. Nou Absalom het van die begin af een begeerte gehad, hy wou koning word. En daarom het hy gegaan, as jy die woord gaan lees daar in 2 Samuel 15, het hy op 'n stadium gegaan, die woord sê, hy het soggens vroeg opgestaan en langs die pad by die stadspoort gaan staan. Hy het elkeen wat met sy saak vir 'n beslissing aan die koning toe gekom het, na hom toe geroep. Uit watter stad is jy, vra hy dan? As die man antwoord, ek is 'n Israeliet, sê Absalom vir hom, kyk, jy het 'n sterk regverdige saak, maar by die koning sal niemand na jou luister nie. Hy het hulle doelbewus weggehou van sy pa af.
Want mense het die koning kom verraad. Nou het hy daar aan die poort van die stad gaan sit, en hy het hulle almal voorgekeer en gesê, luister, laat ek hoor wat jy het, want hulle gaan nie na jou luister, by die koning nie. Hulle gaan nie luister wat jy sê nie, wat het nou geval? O, ekskuus. Dis maar my arms wat so. En wat gebeur? In vers 6 sê hy, so het hy gemaak met al die Israeliete wat vir regspraak aan die koning toe gekom het. En op hierdie manier het hy die burgers se harte gesteel. Hy het hierdie plan, hierdie bose planne in werking gestel om sy pa se koningskap te steel. En wat gebeur? Hy kry toe reg. Want wat gebeur later? Hy verklaar homself as koning. Hy kom na Jerusalem toe. Hy gaan bly in sy pa se paleis. Hy gaan sit as 'n afvallige of as 'n onwettige koning op sy pa se troon en hy gaan slaap by sy pa se byvroue. Sy hele lewe het Absalom slegte saad gesaai. Nêrens in die woord lees jy dat Absalom een goeie ding gedoen het nie. Nooit nie. Hy het net slegte saad gesaai. En nou ken ons die gevolg. Wat gebeur met hom? Hy het eensaam en alleen gesterf. Want God speel nie met laat nie met sy gesalfde speel nie. God laat nie met sy werk speel nie. Ons moet dit onthou. En enigiemand wat probeer om die werk van die Here skade te doen, gaan vorentoe 'n prys betaal daarvoor. Ek verlang dit nie, maar ek het dit oor en oor en oor gesien gebeur. Dink aan Michal, die vrou van Saul. Van Dawid liewer. Sy was die dogter van Saul. Toe Dawid die ark terugbring in Jerusalem, nadat hy meer as 20 jaar nie in Jerusalem was nie, en onthou die ark was die teenwoordigheid, die simbool van die teenwoordigheid van God. En nou bring hy hierdie ark terug, want sy begeerte, ons moet weer God se teenwoordigheid in ons midde hê. Saul het nie daai begeerte gehad nie, maar Dawid het. Nou gaan haal hy die ark, en toe die ark in Jerusalem kom, het Dawid sy koninklike kleed uitgetrek, en hy het gewone klere aan, en hy dans met alle mag voor die ark. En Michal, sy vrou, kyk so by die venster uit, en die woord sê, sy het hom in haar hart verag. En wat was die gevolg? Die Bybel sê, sy het nooit in haar lewe 'n kind gehad nie. Sy was onvrugbaar vir die res van haar lewe. Nooit 'n kind gehad. Hoekom? Want wanneer jy die werk van God minag, raak jy onvrugbaar. En dit moet jy altyd onthou. En daarom is gevaarlik om teen die werk van God te praat. Ek as pastoor weet dit ook. Ek bid liewer vir leiers, ek bid liewer vir ander pastore, as wat ek teen hulle praat. Want ek wil nie daai onvrugbaarheid in my lewe hê nie. Paulus en Silas het dieselfde beginsel in hulle lewe gehandhaaf. Hy bedien in Lystra. Hy saam met Barnabas. En God doen wonderwerke in hulle. Jy kan Handelinge 14 dit gaan lees. Doen wonderwerke. Mense kom tot bekering, siekes word gesond, duiwels word uitgedryf. Hulle is so beïndruk met Paulus en Barnabas dat hulle as gode wil vereer. En Paulus en Barnabas moet met alle mag hulle keer en sê, julle kan dit nie doen, ons is gewone mense. Maar net 'n paar dae later kom daar Jode van Antiochië en hulle kom vertel ander stories oor Paulus. En wat gebeur? Hierdie selfde mense wat hom koning wou maak, sleep hom buitekant die stad, hulle gooi hom met klippe en los hom vir dood. Maar Paulus se broers gaan staan om hom. Hulle bid vir hom en die Here rig hom op. Maar hoor nou hierdie ding. Paulus, toe hy by sy positief kom, is sy eerste woorde, waar's Lystra? Paulus, jy's mal. Hulle wil jou nou net doodmaak. Nou wil jy weer terug gaan. Hy sê ja. Want daar is disippels in daardie stad wat versterk moet word, wat weer moet kry. Ek moet hulle gaan bedien. Sien, dit nie in Paulus saak gemaak wat mense aan hom doen nie, want hy was nie uiterlik gemotiveer nie, hy was innerlik gemotiveer. Hy het 'n roeping van God gehad. En hy het saad gesaai sy hele lewe deur. Bediening, maak nie saak wat hulle doen nie. Ek bly goeie saad saai. Ek hou aan goeie saad saai. Dit wat ek en jy vandag moet kennis neem van. As jy wil hê gelukkig wil wees in jou lewe, geluk wat bly, wat my tema vanmôre is, moet jy begin leer om innerlik gemotiveerd te raak en leer om te gee. Om ook uit te gee. Maak nie saak aan wie nie. Al is dit iemand wat jy nie van hou nie. 'n glimlag beteken niks. Kos niks. Of liewer, dit kos liewer niks. 'n glimlag kos niks, maar beteken baie. Dit kan mense lewens verander.
Dit kan iemand daai dag net nuwe moed en nuwe hoop gee. En Paulus en Silas het daardie beginsel in hulle lewe ontdek en hulle het uitgelewe. Mense wat so lewe, het die beginsel van Handelinge 20:35 ontdek. Dis die woord wat belangrik is, wat ek nie altyd moet onthou. Handelinge 20:35 sê, in die nuwe vertaling, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Maar ek wil hom vir jou lees uit die Boodskap Bybel uit. Die Boodskap Bybel sê, God is baie tevrede met mense wat bereid is om hulle besittings met ander te deel. Hulle is baie gelukkiger as al daardie mense wat altyd net bakkant staan en om geld te ontvang. Is dit nie wat ons vandag in die lewe sien? Het jy al gesien ongelukkig is die ouetjies wat hier by die straat staan? Met die plakate. Skoonma aan 3 kinders om voor te sorg. Asseblief help. Ek het hulle nog nooit met 'n glimlag gesien nie. Want hulle staan die hele tyd so. Nog nooit geleer om te gee nie, want jy weet, as hy nou klaar al sy wyntjies gekoop het en sy twakkies gekoop het, dan is daar niks om weg te gee. Hy het nooit die beginsel geleer dat gee eers, dan kry jy. En dis die beginsel. As jy wil geluk in jou lewe hê, begin om die beginsels van God se woord toe te pas in jou lewe. Hierdie 2 beginsels wil ek vanmôre by julle los. En ek verstaan, ek het aanvanklik nie verstaan hoekom die Here met my so praat nie. Tot ek hier agter gesit en luister het wat hierdie gemeente die afgelope ruk deurgegaan het. En Frans, wat ek wil vir jou sê, ek verstaan en ek is daar om jou by te staan en jou te help wanneer jy nodig het en jy regtig waar bietjie wil fellowship daaroor en so. Maar jy gaan nie daarby vassteek nie, my ou broer. Al moet ek kom en 'n bomkrakker in jou ore indruk het, hulle oopgaan en jy hoor wat die Here sê, doen ek dit. Want dit is nie moeite werd om daarby stil te staan nie. Jy gaan voort. Maar gee daai mense net liefde, vergewe onmiddellik, spreek vry, laat hulle gaan en jy bly aangaan. Dis die beste. Dit wat my gemaak vashou het vir 18 jaar en wat my nog sal vashou vir die volgende hoeveel jare wat hulle my wil hê. Ek en jy het die taak en die roeping om hierdie beginsel van God uit te lewe in menselewens. En dan sal ons leer om gelukkig te wees in alles wat ons doen. Mag die Here julle seën. Mag die Here die gemeente net nog gelukkiger maak. Ek vertrou as julle weer sien, miskien vorentoe, 1 jaar, 2 jaar later, gaan hulle my weer nooi as ek dink nie te wil te kere gegaan nie. Dan sien ek 'n gemeente wat bly is in die Here. Dis 'n vreugde aansteeklik is vir mense om jou. Dis lekkerder om met mense te kuier wat blydskap in hulle lewe het, as om mense te kry wat die heeltyd met 'n swaarmoedigheid en met 'n stryd in 'n lewe rondloop. Maak nie saak wat 'n omstandighede jy beleef nie. Bly vol vreugde in die Here. Want God is die een wat jou sal deurdra en jou sal help om te volhard. Amen. Kom ons bid saam. Onse wonderlike Vader, baie dankie vir hierdie dag en dankie vir u goedheid en vir u genade en dankie dat ons vanmôre net kon leer sekere beginsels oor om gelukkig te wees. En dit is wat u graag wil hê ons moet wees, Here. U wil hê ons moet gelukkig wees. U leer dit vir ons. Paulus skryf vir ons in Filippense 4 dan en sê hierdie woorde: wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En Here, blydskap is die vrug van die Gees. Dit sê u vir ons baie duidelik daar in Galasiërs. En daarom is dit belangrik dat ons as kinders van die Here, wat vol van die Gees van die Here is, blydskap sal demonstreer, vreugde sal uitdra en dat mense elke dag die blydskap van die Here in ons lewe sal sien en dit hulle sal inspireer en aansteek om ook bly te word in die Here. Ek wil u vra om hierdie gemeente besonder toe te vou in die arms. Here, dat u hulle sal koester. Dit is 'n jong gemeente, of liewer nie 'n jong gemeente, maar 'n jong pastoor en sy vrou wat hier is, Here. En hulle moet met 'n ouer gemeente saamwerk en partykeer is dit nie altyd lekker nie, maar vergeef hulle die wysheid en die insig hoe om dit te hanteer, sodat daar altyd in hulle harte
blydskap en vrede sal wees. Dat hulle nie sal wegkyk van die eksterne goeders, maar sal fokus op hulle interne verhouding met God en met mekaar om hulle geluk te bepaal. Want dis die dinge wat ons laat aangaan, Here, is die geluk wat ons het in U. Ek bid dit oor hulle en oor elke persoon hier vanmôre in die wondernaam van Jesus en ek loof U daarvoor. Amen. Amen. Baie dankie, François.